Seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, hartlik welkom weer saam met my, Andries Besuitnout, by ons program Jesus doen dit weer. En as ek sê Jesus doen dit weer, dan bedoel ek het werklik. My boetie, my sussie, my vriend daar buite, ek glo en ek vertrou dat Jesus elke keer vir ons deurkom. Ja, so duidelik weet ons, die woord wys vir ons, dit gebeur nie altyd dadelik nie, partykeer moet ons vir jare wag, en ons as mens wil nie altyd wag nie, dit is ons grootste probleem. Ons wil die ding nou gedoen hê. Ons lewe in 'n wêreld wat instant is, en dit veroorsaak dat ons alles wil instant hê. En ons wil so baie keer wil ons Godse plan, Godse wil ons forceer, en ons kan dit nie doen nie. Daar is nie 'n manier dat ons Godse arm kan draai, soos ons sê, daai spreekwoord sê nie. En vandag is dit vir my nou weer so groot voorreg, dat ons 'n medeboetie in die Here saam met ons het, wat vir ons gaan vertel wie en wat die Here vir hom en sy familie gedoen het. En ek wil vir u vra dat u moenie huiwer om met ons te gesels via WhatsApp, via SMS, via foon nie. Asseblief, ons deur staan oop, ons is daar, asseblief vir die geestelike kant is ons altyd beskikbaar. Ons wil diensbaar wees in die akker van die Here. Geniet dit saam met ons. Pieter, baie, baie dankie. Baie dankie dat u Andries my toelaat om te praat oor my ervaring met die God en met Jesus. Pieter, weet jy, vir my is dit, ek dink ek het so vinnig aan jou genoem nou die dag, dat ek en my vrou was ook in 'n baie lelike ongeluk, kop en kop in 2004. Ja. En ek kan alles onthou van die ongeluk. Kan jy alles onthou van die ongeluk? Nee, ek vra eintlik dat God nie my geheue moet terugbring nie, want ek het vir my ongeluk het gebeur op 'n woensdagoggend, net voor 6 die oggend, en die woensdag, die donderdag en vrydag, ek het geen geheue van die ongeluk, of wat gebeur het in die hospitaal, want mense sal my sê, hulle het my kom kuier en hulle het gesels met my, maar ek kan niks onthou nie. Broer André, wat ook hier by die kerk is, hy was by my gewees, hy het gebid, en hy het saam met my gepraat, maar ek kan glad niks onthou van wat gebeur het in die 3 dae nie. So, vir my is het van die Saterdag af, die Saterdagmiddag voordat ek ontslaan was, dit is toe my geheue weer begin te by my kom, en ek is dankbaar vir wat God aan my gedoen het, want hy het my, jy weet, soos as hulle sê, as jy soos 'n klein kind is, en jy wil nie luister nie, jou ma of jou pa het jou altyd so gevat en so geskit by die skouer en gesê, jy moet luister. En ek het my vrou Bonita gesê, dit is wat God saam met my gedoen het. Ja, ek het geluister, maar ek het ook nie heeltemal mooi geluister en aandag gegee aan wat hy vir my sê nie. En ek sien my ongeluk as so te sê, dat God my aandag heeltemal wil hê, en ek het besluit, daar is geen ander manier nie. Is net God, en daar is niemand, daar is nie 'n manier hoe het my manier is, of iemand anders dit nie, is net God se manier, en het is net God se tyd. En ek het besluit, want nadat ek ontslaan was by die hospitaal, het ek by die huis gesit. Deur die dag was ek alleen, het was baie stil by die huis, en God het met my begin te praat. Ek het eers gedink, is onmoontlik, maar hy het met my gepraat, en ek het terug begin te praat. En daar is seker goed wat God vir my begin te praat het, en vir my gesê het, wat ek moet doen, wat hy verwag van my, wat hy wil hê ek moet doen, en hoe ek moet optree namens hom. En ek en God het begin te praat en gesels, en ek het ook saam met my meisiekind wat saam met my in 'n ongeluk was, ek het saam met haar ook begin te praat, en van gesê, dit is wat God op my hart sit, en ek moet oor die praat.
En ek het saam met my vrou Bonita ook gesê, jy weet, my seuns, ek moet oor saam met hulle praat en ek moet vir hulle begin te bid. En ek het begin te bid van een van ons oudstes, Aiden, hy was in 'n werk en waar hy glad nie gelukkig was nie. En hy, so te sê, het begin te depressief raak. As hy moet gaan werk, hy het daar gesit, maar hy het nie daarvan gehou nie. En ek het begin te bid vir hom. En ek het God gevra, asseblief, maak die Here oop, in u naam in. En God het vir my gesê, terwyl ek bid, toe sê God, nou spreek dit in werking. En ek het gesê, wat ek bid vir Aiden en hy gaan so te sê, God gaat dit 'n realiteit maak, dat dit gebeur. En vandag is Aiden in 'n goeie werk. Hy het 'n ander werk gekry, deur sy oom, Bonita se broer, hy het 'n ander werk gekry. Hy is gelukkig en hy vorder baie goed en almal is baie, so te sê, tevrede met sy vordering en wat hy doen in die werk en God is nog nie klaar saam met hom nie. God is besig om saam met hom en saam met almal my kinders te werk. Weet jy, Pieter, is so belangrik en dat ons as pa van die huis werklik daar sal wees vir ons kinders, vir ons vrou. Ons het 'n voorreg as manne om werklik huispriesters te wees. Daar is so baie kere wat 'n kind wil nie geld hê, geskenke hê nie. Hulle wil tyd hê. Hulle wil kwaliteit tyd saam met hulle ouers spandeer. Saam met ma en pa en boetie en sussie as daar boeties en sissies is. En daar is so baie kindertjies daar buite wat die ouers net nie voor tyd maak nie. En dan beland daai kinders in dwelms, hulle beland in pornografie, want daai tyd wat die ouers met hulle moet spandeer hulle nie. Ja. En nou maak daai deur oop en hulle gaan, soos die spreekwoord sê, letterlik pens en pointjies, klim hulle daarin. Maar Pieter, nou wil ek 'n bietjie teruggaan. Vertel ons, jy en jou gesin het hier by ons by die gemeente aangesluit. Dis korrek. En nie lang daarna nie, toe gebeur die ongeluk. Ja. Daar is 'n tyd, ek en Bonita is nou net 'n bietjie meer as 2 jaar getroud. Ons het mekaar ontmoet by die kerk waar ons was, die Engelse kerk in Portland en Mitchells Plain. Dit is waar ons mekaar ontmoet het en ons het begin te gesels en albei ons kinders, Xavier en Mika. Mika is my dogter en Xavier is haar jongste seun. Hulle was besig met aanneming en hulle altyd was in dieselfde klas gewees. En eendag het Bro Andre vir my, hy werk saam met Bonita en hy het vir my gesê, kom kuier. En ek het vir haar gesê, wat het ons om te verloor? Kom ons gaan kyk wat is aan die kerk en hy en wat die Here te sê het. Maar Andre is die eerste dag toe ek hier kom, toe voel ek soos, die is my huis. Ek het gevoel so van, toe ek inkom, almal is vriendelik, almal groet jou. Maar wat vir my besluit het om hier permanent te kom en hy is, jy kan voel die Here se gees. Jy voel die teenwoordigheid van die Here hier. Amen. En ek was vir jare in die Engelse kerk gewees maar ek het gesoek vir iemand wat vir my kan wys hoe, want ek het vir haar begin te vra, nou, hoe gebeur dit en hoekom moet jy bid en vir wat vra, is so te sê jou Bybel lees en hoe moet jy het lees en wat beteken die en wat beteken die, maar ek kon net iemand kry nie, maar die Here het vir Bro Andre op my pad gesit, vir 'n rede. Ek is toe hier by die kerk, ek het aangesluit met my familie en hy, en die manier waarop Bro Andre altyd saam met my praat, hy sal vir my lees uit die Bybel uit, of hy sal vir my iets noem daaraan en wat dit beteken, maar vandat ek hier is, die Here het saam met my begin te praat. En ek het my vrou gesê, voor ons besluit om deel te word van die kerk, ek het gesê, ek sal
asseblief, die Here praat met my en ek moet luister. En soos ek goed en wel weet, die vyand, hy hou nie daarvan dat hy moet ren na Christus toe nie. Ek was al klaar in so te sê 'n worsteling saam met hom, want hy wou nie hy enigiets wat goddelik is, hy hou nie daarvan nie. En ek het toe besluit, ek gaan hier wees, en dan het mooi begin te loop. En iewers skielik het die gebeur saam met my. En een ding wat ek kon onthou is, my tweede oudste seun, sy naam is Tyler. Hy het eintlik vir my gesê, my lewe, vir die manier hoe my lewe gaan, vir die God toets vir my, of die vyand val my aan, en is amper soos die boek van Job in die Bybel. En hy sê, een ding wat vir hom altyd uitstaan is, ek staan nie terug vir God nie. Ek staan God by, ek praat hom goed, ek twyfel niks, en ek vra ook niks. En hy, so mense sal sê, hoekom gebeur het? Ek sê nee, ek sal wag tot God vir my wys hoekom het gebeur. Want ek weet ek gaan nie deurkom en God gaan vir my deurbring. En dit is wat hy al my gesê het, my lewe is amper soos die boek in die Bybel van Job, waar ek word getoets. En my ongeluk het gebeur, en ja, ek was getoets. En God het my deurgebring. Ek is sterker nou as wat ek ooit gewees het met God. My fondasie is meer stewiger as 'n rots nou, want God het dit stewig gemaak vir my. Ja. Pieter, sê gou vir my, wat het alles gebeur met jou? Vertel ons gou eers, wat het gebeur met jou in hierdie ongeluk, en wat het gebeur met jou dogter? Van soos Bonita en Tyler, van my oudste seun Tyler, hy was tweede oudste, hy was daar gewees. Hy was eerste daar, so nadat Bonita vir hom gebel het. Al wat ek onthou om ander is, ek het gestaan by die Stopstraat. Ek het gekyk links, daar was 'n voertuig wat aangekom het. Die man het vir my gewys, hy gaan indry, maar hy het gewys met sy ligte. Ek kon draai, because die verkeer agter hom is nog ver weg, so hy gaan eers laat ek kan draai, sodat ek kan insny. Op my regterkant het die minibus taxi aangekom, en hy het ook sy indicator aangegeet om te sê hy gaan draai. En die persoon het weer vir my gewys die ligte, so te sê, ek gaan nie oor kans gee. Ongelukkig, die taxi het nie gedraai en hy het stryd gegaan. Dit is die laaste wat ek kan onthou, toe ek wegtrek van die Stopstraat af. Soos hulle vir my ingevul het, soos ek sê, vir die 3 dae wat my geheue nie daar is nie. Soos hulle vir my ingevul het wat gebeur het is, ek was gestamp deur die taxi, en my kar het so tussen 2 keer reg omgedraai. En met die tweede keer het ek eintlik vasgestamp in die ander voertuig wat van my linkerkant het afgekom het. En die kar het begin te rol. En met die van die rollery was ek uitgegooi by die deur, drywer se deur, en Mika was ook daar uitgegooi. Ongelukkig ons het ons gordels aangehet. Ek is meer as 50 meter van my kar afgegooi. Ek het eers op die sypaadjie in die bos beland. Mika, gelukkig, en ek sê dankie aan God. Sy was op in die lug gegooi, en het op die pad geland, en die kar het eintlik bo op haar gegaan. Maar deur die genade van God het die kar op sy wiele beland, bo op haar. So niks. Al wat my keer het saam met haar is haar skouerbeen, die collarbone, was toch gekraak en het gebreek. Maar dit is al. En ek kan net sê dankie aan God dat die voertuig op sy wiele geland het. Want het het op sy dak of sy geland, dan sou my kind dood gewees het. Weet, ek net besef, daai taxi het 'n redelike spoed, daai Stopstraat, kan ek sê, oorgegaan, al het hy sy flikker nou aangegaan. Ja, die assuransie wat ek meen was, het hulle eie ondersoek ingestel, en hulle het eintlik bevestig dat van die punt waar hy my gestamp het, tot waar hy gestop het, die afstand wat hy, so te sê, vir die spoed wat hy gery het, om so lang te vat om te stop. Hy het omtrent 120
km/h in 'n 60 sone gery. Dis wat hulle skat so te sê. Maar vir die foto's van my kar wat ek gesien het, ek wil dit eintlik nie baie aankyk en hy nie, maar hy het my geweldig hard gestamp en ek kan net dankie sê aan God dat ek lewendig is, want God was daar. En iemand het eendag vir my gesê, eendag sal dit wees wat ek iemand gaan kry wat so te sê verbygery het op hy tyd, op van die ongeluk. En sal daai persoon vir my kan sê dat 'n engel het eintlik by my gestaan. Maar ek glo God se hand was om my gewees. Ja. En het was om Mika. Om vir ons lewendig te hou, sodat ons kan praat van hoe goed God is en hoe goed hy vir ons is en wat hy doen aan ons lewens. Ja, Pieter, weet jy, terwyl jy so praat, dan sien ek goud wat deur vuur gelouter word, praat die woord van, en dit is deur hitte, dis deur vuur, wat hy goud gesuiwer word. En God suiwer ons ook so. Nie een van ons, Pieter, is ooit op die plek wat ons kan sê, hoorie, ons het nou, hoe sal sê die Engelsman sê, gearrive nie. Ons het nodig om elke dag te groei. En soos jy reg gesê het, aan die begin, jy het nou begin 'n pad stap met God, en daar is niks of niemand wat tussen jou en God gaan kom nie. Jy gaan net vashou. Jy sê, jy weet, dis my net eenvoudig, hoe dieper 'n boom se wortels in die grond ingaan, hoe sterker staan hy. Hoe meer wind en hoe meer storms kan hy trotseer. Dan is dit net eenvoudig, ons is tog 'n boom soos by waterstrome, sê die woord. Ja. Weet, en ons gaan deur hierdie storms, en dit is ons beskeuse. God sê, as jy wil, sal hy. As jy wil jou lewe oorgee aan God, dan gaan hy deurkom. En dit is so belangrik, dat ons werklik vir mekaar sal bid. Weet, ek en my vrou maak seker dat ons familie, ons geestelike boeties en sissies, werklik elke dag voor die Here se voete neerlê en die bloed van Jesus pleit oor hulle. En dit is so belangrik, en ek wil vir iemand daar buite sê, jy gaan nie uit jou huis uit as jy nie gebid het vir jou familie nie, as jy nie die bloed van Jesus oor jou gepleit het nie. Dit is so belangrik dat ons dag moet begin met die woord van God. Jy weet, Pastor Clemens, dink jy, was nou dag het jy gehoor toe hy sê, hy het 'n gewoonte deesdae om sy foon in die kamer te los, en hy gaan sit vroeg in die oggende, dan sit hy met 'n koppie koffie, en net hy en God. Jy weet, en so baie mense het verskillende maniere, maar elkeen van ons moet 'n plekkie kry, 'n tyd kry, elke dag indien moontlik, om net stil te raak voor die Here. En vir die Here te sê, Here, wat is u wil vir my? Praat met my. Jy weet, die woord sê, die Here praat met ons deur die woord, die Here praat met ons deur drome, visioene, gesigte, en dit is alles tot ons beskikking, dit is 'n voorreg wat ons het, en ons moet dit gebruik. En baie keer, ek weet nie hoeveel keer droom jy nie, ek droom nie baie nie, maar dit is so belangrik, as jy 'n droom kan onthou, skryf hom neer, want die vyand kom, en as jy nou vir jou vrou die oggend, as jy wakker word, wil vertel, dan het jy die meeste kere baie van die goed vergeet, maar as jy wakker word, nadat jy gedroom het, en jy skryf het neer, is dit so belangrik, om te kyk, wat het die Here werklik vir jou in plek, in beplanning vir jou vir daardie dag. Jy weet, as ons regtig die Onse Vader moet ontrafel, dan kom jy so agter dat ons moet net vir vandag, want ons weet nie of ons môre nog gaan lewe nie. Dis die waarheid. Weet, ek vat 'n voorbeeld, as toe jy daai oggend uit die huis uit gestap het, en jy en jou dogter klim in daai kar, dit was nie in jou wildste drome, dat jy gaan vandag in hierdie vreeslike ongeluk wees nie. Nee, nie eintlik nie, want het was net ek en my dogter wat in die voertuig was. 'n vriend van my, hy bly om my net so
daarna by my en sy 2 kindertjies, hulle ry altyd saam met my in die oggende saam skool toe. Ek ry vir hulle tot by waar hulle ouma bly, aan die Sunnyside in Athlone. Dan laai ek vir hulle af vir skool en dan laai ek vir Mika af vir skool en dan gaan ek werk toe. En deur die hele ongeluk was hulle eintlik alle 2 was eintlik agter in die voertuig in. Saam met julle. Saam met my en Mika. En die enigste, hoe kan ek sê, wat fout saam met hulle was, die seun Jordan, hy het net 'n paar kneusplekkies en krappies opgedoen. Die meisiekind, haar naam is Faith, sy het geen ander bespeer, sy het net 'n klein kraakie op die arm op haar been gehad en sy het 'n gips gedra vir 2-3 weke en sy is weer, alles is piekfyn saam met haar. Maar hulle, niks het gebeur met hulle nie. Ja. En soos mense sê is, toe ek daar was en die video's wat gemaak was, deur mense wat daar so wat het op social media gesit het en het, al wat mense kan hoor is vir my skree is, ek vra waar is Mika en ek vra waar is die kindertjies, is hulle alright, ek wil weet, is daar enigiets verkeerd met hulle, ek worry nie oor my nie, ek geen benul oor my nie, ek wil net weet, is Mika het vir my geantwoord die kindertjies het geantwoord en ek het net aanhou skree, totdat my seun Tyler vir my gesê het, alles big fine, met die worry nie. Niks is verkeerd saam met hulle en hy nie, en hulle is big fine. Toe sê ek net, ja, soos ek sê, ek kan nie onthou wat aangegaan het, maar Tyler het vir my gesê, my gedrag was nie van die beste nie, want ek was baie kwaad. En dinge wat ek gesê het en ek vra van vergifnis, want ek het lidelik gepraat en ek was baie kwaad geweest oor wat gebeur het. Dis wat Tyler vir my gesê het. Want die sekuriteit by die hospitaal moet eintlik gekom het om vir my stil te maak en hulle was bereid om vir my vas te boei aan die kooi. Want deur my gedrag, maar ek kan niks onthou nie, maar ek sê net dankie aan God dat hy daar gewees het en my gekalmeer het en my deurgesien. Deur die hele oordeel. Yes, Pieter, weet jy, ons tyd is besig nou op te raak en ons gaan nou aangaan met die volgende opname, maar ek wil vir jou sê, ek glo, presies soos jou seun vir jou gesê het, en ek glo jy ervaar dit, dat die Here het 'n manier om ons werklik, ek wil amper sê, wakker te skud. Jy weet, jou, soos jy gesê het, nou aan die begin, die ouer mense het jy so geskit, jy moet nou luister, of aan die oor nader gesleep, ek dink, en so baie keer praat die Here met ons, maar omdat ons nie stil raak voor God nie, is dit een van ons grootste probleme, dan hoor ons nie, ons gee hom die geleentheid om sy stem te hoor nie. Baie mense sê, ja, ek bid, maar ek hoor nooit die stem van die Here en die Here praat nie met my nie. Ek wil vir iemand daar buite sê vandag, raak stil en weet dat hy God is. Dat hy die groot ek is. Dat hy die begin en die einde is, die Alfa en die Omega is. Jou sterke God, jou anker is. En ek gaan vir u nou groet en vir u sê dankie dat u saam met ons gekuier het. Pieter, baie dankie. Dankie dat jy kom deel het. Ek wil net sê, ons gaan foto's van die ongekarretjie en goed wat jy het, gaan jy vir ons gee en ons gaan dit ook dan opsit. En dan besef ons net, weet jy, ons kan elke keer net dankie sê. Here, ons loof en ons prys u. Ons bring dank en hulde aan die Here. Dat jy hier is, dat Mika hier is, dat die kindertjies hier is, dat die Here nog 'n kans gegee het. Dit is voorwaar so groot voorreg, dat ons kan getuig van Jesus doen dit weer. Ek groet u tot volgende keer. Vader, baie dankie dat u vir my Boeta Pieter gespaar het, sy dogter gespaar het, daardie 2 kindertjies gespaar het. Here, dankie dat ons weer eens kan besef, ons het die voorreg om die volle wapenrusting aan te trek elke dag.
Ons het die volle voorreg, Here, om die bloed van Jesus te pleit oor elke ene van ons geliefdes, vir ons boeties en sissies in Jesus Christus. Here, my gebed vanmôre is, dat U hulle elke een sal omring met 'n ring van vuur, Heilige Gees vuur, Here. En dat U die engele opdrag sal gee, om die paaie gelyk te maak vir elke een van ons, Here. Here, ons bid die seën van God af, oor elke boetie en sissie, in die naam van die Here. En Here, dat ons sal aanhou bid, dat ons sal aanhou om U te herinner aan die beloftes. In die naam van God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees eer ons U. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Sien van God.